vir julle, ons gaan aan met Jeremia 8. In die tyd, spreek die Hemelse Vader, sal hulle die beenderre van konings van Juda en die bene van sy vorste en die bene van die priesters en die bene van die profete en die bene van die inwoners van Jerusalem uit hulle grafte uithaal. En hulle sal dit uitsprei voor die son en voor die maan en voor die hele leer van die hemel, wat hulle liefgehad en gedien het, en waar hulle agteraan geloop het, en wat hulle gesoek het en waarvoor hulle al neergebuig het. Dit sal nie versamel en begrawe word nie, mis sal dit op die aarde wees. En die dood sal bo die lewe verkies word deur die hele oorblyfsel, die wat oor is van hierdie bose geslag, in al die plekke waarheen ek hulle verdryf het, spreek die Hemelse Vader van die leerskare. Die afval van God, die straf moet kom, vanaf vers 4. En jy moet vir hulle sê, so spreek die Hemelse Vader, sal iemand val en nie weer opstaan nie, of sal hy weggaan en nie weer terugkom nie? Waarom is dan hierdie volk Jerusalem afkerig, met aanhoudende afkerigheid? Hulle hou vas aan bedrog, hulle weier om terug te keer. Ek het geluister en gehoor, hulle spreek wat nie reg is nie. Daar is niemand wat berou het oor sy boosheid, dat hy sou sê, wat het ek gedoen nie? Elkeen spring weg in sy loop, soos 'n perd wat storm in die geveg. Selfs 'n groot sprinkaanvoël aan die hemel ken sy bepaalde tyd. En 'n tortelduif en 'n swaalkie en 'n kraanvoël neem die tyd van hulle koms in ag, maar my volk ken die reg van die Hemelse Vader nie. Hoe durf julle sê, ons is wys, en die wet van die Hemelse Vader is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leenpen van die skrywers. Die slim mense kom in skande, is versla en verstrik. Kyk, hulle het die woord van die Hemelse Vader verwerp, en watter wysheid sou hulle hê? Daarom sal ek hulle vroue aan ander gee, hulle landerye aan verrowenaars, want van die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige wins, van die profeet tot die priester pleeg almal bedrog, en hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Hulle kom in die skande, omdat hulle gruwel bedryf het, tog skaam hulle nie, in die minste nie, en weet nie om te bloos nie. Daarom sê hulle, val onder wat val. Die tyd van hulle besoeking sal hulle struikel, sê die Hemelse Vader. Saamskraap wegraap sal ek hulle, spreek die Hemelse Vader. Daar is geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie. Ja, die blare verdor. So het ek ook vir hulle die bestel wat dwars oor hulle sal gaan. Waarom bly ons sit? Kom bymekaar en laat ons in versterkte stede ingaan en daar omkom, want die Hemelse Vader, onse God, laat ons omkom, en hy laat ons gewater drink, omdat ons teen die Hemelse Vader gesondig het. Hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie, op 'n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking. Van dan af word gesnyf van sy perde gehoor, vir die geluid van die gerinnik van sy perde, bewe die hele land, en hulle kom en eet die land op en sy volheid, die stad en die wat daarin woon. Want kyk, ek stuur slange, basiliske, onder julle, waarteen daar geen beswering is nie, en hulle sal julle byt, spreek die Hemelse Vader. Ag, kon ek my maar op vrolik in kommer, my hart is krank in my. Daar is 'n hulpgeroep van die dogter van my volk, uit 'n baie ver land. Is die Hemelse Vader nie in Sion nie? Of is sy koning nie daarin nie? Waarom het hulle my geterg met hulle gesneede beelde,
met vreemde nietige afgode. Die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. Vanweë die verbreeking van die dogter van my volk, is ek gebreek, is ek in die rou. Verbaasdheid het my aangegryp. Is daar geen balsam in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 9. Ag, was my hoof maar water, en my oog 'n fontein van trane, dan sou ek dag en nag beween die wat verslaan is, van die dogter van my volk. Ag, het ek in die woestyn maar 'n herberg vir reisigers gehad, dan sou ek my volk verlaat en van hulle af wegtrek, want hulle is almal oorspelers, 'n hoop ontroue mense, en hulle span hulle tonge soos hulle boog, met leuns en nie volgens waarheid, is hulle magtig in die land nie, want van boosheid tot boosheid gaan hulle voort, maar my ken hulle nie, spreek die Hemelse Vader. Pas op, elkeen vir sy vriend, en vertrou op geen broer nie, want elke broer is net 'n onderkruiper, en elke vriend gaan om met kwaadsprekery. En hulle bedrieg elkeen sy vriend, en praat nie die waarheid nie. Hulle het hulle tong geleer om leuns te praat. Hulle maak hulle moeg met verdraaiery. Jou woning is in die middel van bedrog. Deur bedrog weier hulle om my te ken, spreek die Hemelse Vader. Daarom so sê die Hemelse Vader van die leerskare, kyk, ek smelt hulle en toets hulle, want hoe sou ek anders handel, vanweë die dogter van my volk? Hulle tong is 'n moordpyl, dit spreek bedrog, met die mond spreek hulle van vrede, met hulle naaste, maar in hulle binneste beraam hulle listige planne. Sou ek hieroor aan hulle geen besoeking doen nie, spreek die Hemelse Vader, of sou my siel hom nie wreek op 'n nasie soos hierdie een nie? Ek sal geween en geklaag aanhef oor die berge, en 'n klaaglied oor die weivelde van die woestyne, want hulle is verwoes, sodat niemand daar deurtrek nie, en 'n mens hoor geen geluid van die vee nie. Die voëls van die hemel, sowel as die diere, hulle het gevlug en weggetrek. En ek sal Jerusalem maak tot kliphope en lêplek van jakkalse, en die stede van Juda sal ek 'n woestyn maak, sonder inwoner. Wie is die wyse man wat dit kan verstaan? En wie het die mond van die Hemelse Vader gespreek, dat hy dit kan verkondig? Waarom het die land te gronde gegaan? Is dit verwoes soos 'n woestyn, sodat niemand daar deurtrek nie? En die Hemelse Vader het gesê, omdat hulle my wet wat ek hulle voorgehou het, verlaat het, en na my stem nie geluister het, en daarin nie gewandel het nie, maar gewandel het agter die verhardheid van hulle hart, en agter die baals aan, waaraan hulle vaders hulle gewend gemaak het. Daarom so sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek gee aan hierdie volk wilde als om te eet, en ek laat hulle gewater drink, en ek verstrooi hulle onder die nasies, wat hulle en hulle vaders nie geken het nie, en stuur die swaard agter hulle aan, totdat ek hulle verteer het. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, let op en roep die klaagvroue, dat hulle kom, en stuur na die wyse vroue, dat hulle kom, en laat hulle gou maak, en oor ons 'n weeklag aanhef, sodat ons oë in trane en ons ooglede stroom van water. Want die geluid van die weeklag word uit Sion gehoor. Hoe is ons verwoes? Ons het diep in die skande gekom, omdat ons die land moet verlaat, omdat hulle ons wonings omgegooi het. Want hoor, o vroue, die woord van die Hemelse Vader, en laat julle vooropvang die woord van sy mond, en leer julle dogters 'n weeklag en vir mekaar 'n klaaglied, want die dood het in
ons vensters opgeklim en ons paleise ingekom, om die kinders van die straat af uit te roei, die jong manne van die pleine af. Sê dit, so spreek die Hemelse Vader, en die lyke van die mense sal neerval soos mis op 'n oop veld, en soos skerwe agter die maaier, sonder dat iemand dit versamel. So sê die Hemelse Vader, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Hemelse Vader is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Hemelse Vader. Kyk, daar kom dae, spreek die Hemelse Vader, dat ek besoeking sal doen oor almal wat besny is, wat nogtans onbesnede is, oor Egipte en Juda, Edom en oor die kinders van Ammon en Moab en oor almal wat die rand van hulle hare wegskeer, wat in die woestyn woon, want al die heidene is onbesnede, maar die hele huis van Israel is onbesnede van hart. Tot sover. Okay, ons gaan aan met Jeremia 10, die afgode en die Hemelse Vader. Hoor die woorde wat die Hemelse Vader oor julle gespreek het, o huis van Israel. So sê die Hemelse Vader, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van 'n ambagsman met die byl. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Soos 'n voëlverskrikker in 'n komkommertuin is hulle. Hulle kan nie praat nie, ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie. Maar daar is ook geen goed gedoen by hulle nie. Geen een is soos U nie, o Hemelse Vader, U is groot, en U naam is groot in krag. Wie sou U nie vrees nie, o koning van die nasies, want U kom dit toe. Want onder al die wyse manne van die nasies en in die hulle hele koninkryk is geen een soos U nie, maar almal saam word hulle dom en dwaas. Die tigtiging van die nietige afgode, dit is hout. Silwer wat platgeslaan is, word uit Tarsis gebring, en goud uit Ufas, die werk van ambagsmanne, en van die hande van die goudsmid. Pers en purperrooi is hulle klere, 'n werk van kunstenaars is hulle almal. Maar die Hemelse Vader is waarlik God. Hy is die lewende God en die ewige koning. Vir sy troon beef die aarde, en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat die hemel en die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af en onder hierdie hemel uit. Hy wat die aarde gemaak het, deur sy krag wat die wêreld gegrond het, deur sy wysheid en die hemel uitgespan het, deur sy verstand. As hy sy stem laat hoor, is daar 'n geruis van waters in die hemel, en hy laat dampe opgaan van die einde van die aarde. Hy maak bliksems vir die reën, en laat winde uitgaan uit sy voorraadskure. Elke mens word dom, sonder kennis. Elke goudsmid staan beskaamd deur die gesneede beeld, want sy gegote beeld is 'n leuen, en daar is geen gees in hulle nie. Nietige afgode is hulle werk, verspotternij. In die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet. Jakob se deel is nie soos hulle nie, want hy is die formeerder van alles, en Israel is die stam van sy erfenis. Hemelse Vader van die leerskare is sy naam. Voorspelling van die aanstaande gevangenskap vanaf vers 17. Tel jou pakgoed van die grond af op, jy wat in belering vertoef,
Want so sê die Hemelse Vader, kyk, ek slinger die inwoners van die land hierdie keer weg, en ek doen hulle benoudheid aan, dat hulle kan vind, wee my vanweë my breking, smartlik is my wond, ja, ek het gesê, waarlik, dit is 'n lyding, en ek sal dit moet dra. My tent is verwoes, en al my lyne is afgeruk. My kinders het van my af weggegaan, en hulle is daar nie. Daar is niemand meer wat my tent uitspan en my tentdoeke opsit nie. Want die herders het dom geword, en die Hemelse Vader nie gesoek nie. Daarom was hulle nie voorspoedig nie, en hulle hele kudde is verstrooi. Hoor, 'n gerug, daar kom dit, en wel 'n groot geraas uit die Noordland, om die stede van Juda 'n woestynny te maak, en lê plek van jakkalse. Ek weet, o Hemelse Vader, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. Tigtig my, Hemelse Vader, maar net mate, nie in u toorn, dat u my te klein maak nie. Stort u grimmigheid oor die nasies, wat u nie ken nie, en oor die geslagte wat u naam nie aanroep nie, want hulle het Jakob opgeëet, ja, hulle het hom opgeëet en hom verteer en sy woning verwoes. Tot sover. OK, ons gaan aan met hoofstuk 11, verbondsverbreking. Die woord wat van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom het. Hoor julle die woorde van hierdie verbond en spreek met die manne van Juda en met die inwoners van Jerusalem en sê vir hulle, so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel. Vervloek is die man wat nie luister na die woorde van hierdie verbond, wat ek julle vaders beveel het op die dag toe ek hulle uit Egipte land, uit die ystersmeltoond, uitgelei het met die woorde, luister na my stem en doen die woorde net soos ek julle beveel. Dan sal julle vir my 'n volk wees, en ek sal vir julle 'n God wees. Om te bevestig die eed wat ek vir julle vaders gesweer het, om aan hulle te gee die land wat oorloop van melk en honing, soos dit vandag is. Toe het ek geantwoord en gesê, Amen, o Hemelse Vader. En die Hemelse Vader het vir my gesê, en roep al hierdie woorde uit in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem. Hoor die woorde van hierdie verbond en doen dit, want ek het julle vaders nadruklik gewaarsku op die dag toe ek hulle uit Egipte land laat optrek het, tot vandag toe, vroeg en laat, en gesê, luister na my stem, nogtans het hulle nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hulle het gewandel, elkeen in die verharding van sy bose hart. En daarom het ek oor hulle gebring al die woorde van hierdie verbond wat ek beveel het om te doen, maar wat hulle nie gedoen het nie. Verder het die Hemelse Vader vir my gesê, daar is 'n sameswering ontdek onder die manne van Juda en onder die inwoners van Jerusalem. Hulle het teruggekeer na die ongeregtighede van hulle voorvaders, wat geweier het om na my woorde te luister, en agter ander gode aan te loop, om die te dien. Die huis van Israel en die huis van Juda het my verbond verbreek, want ek met hulle vaders gesluit het. Daarom so sê die Hemelse Vader, kyk, ek bring 'n onheil oor julle, waaruit hulle nie sal kan uitkom nie. Dan sal hulle na my roep, maar ek sal na hulle nie luister nie. Dan sal die stede van Juda en die inwoners van Jerusalem gaan roep na die gode vir wie hulle rook laat opgaan het, maar die sal hulle geensins verlos in die tyd van hulle onheil nie. Want volgens die getal van jou stede is jou gode, o Juda, en volgens die getal van die strate in Jerusalem het julle altare opgerig vir die skandegod, altare om vir Baal rook te laat opgaan. En jy bid nie vir hierdie volk nie, en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie, want ek hoor nie in die tyd as hulle my aanroep van wie hulle onheil nie. Want ek het my beminde in my huis te doen, dat sy daar haar lustige plan uitvoer,
sal baie dinge en heilige vleis jou onheil van jou af wegneem, dan kan jy jubel. Die Hemelse Vader het jou die naam gegee, 'n groen olyfboom, skoon deur mooi gevormde vrugte, maar by die geluid van die groot gedruis het hy 'n vuur daarteen aangesteek en sy takke het gebreek, want die Hemelse Vader van die leerskare wat jou geplant het onheil teen jou gespreek weens die boosheid van die huis van Israel en die huis van Juda, want hulle graag gedoen het om my te terg deur rook te laat opgaan vir Baal. Sameswering teen Jeremia vanaf vers 18. En die Hemelse Vader het my dit te kenne gegee sodat ek weet, toe het hy my hulle handelinge laat sien. Maar ek was soos 'n maklam wat hulle lei om te slag, en ek het nie geweet dat hulle planne teen my beraam het nie. Laat ons die boom met sy vrugte verwoes, en laat ons hom uitroei uit die land van die lewendes, sodat aan sy naam nie meer gedink word nie. Maar, o Hemelse Vader van die leerskare, regverdige regter, wat niere en hart toets, laat my u wraak op hulle sien, want u het ek my regsaak toevertrou. Daarom so spreek die Hemelse Vader aangaande die manne van Anatot, wat jou lewe soek en sê, jy mag nie profeteer in die naam van die Hemelse Vader nie, anders sal jy sterwe deur ons hand. Daarom so spreek die Hemelse Vader van die leerskare, kyk, ek doen besoeking oor hulle, die jong manne sal sterwe deur die swaard, hulle seuns en hulle dogters sal sterwe deur hongersnood, en hulle sal geen oorblyfsel hê nie, want ek sal onheil bring oor die manne van Anatot in die jaar van hulle besoeking. Tot sover.